Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom ons by mekaar met blye harte, Here. Dit was so feeslikheid voordat ons begin het met die erediens. Almal wat mekaar hartlik groet, Here, en koffie drink en net uitvind hoe dit mekaar gaan. Here, dit is baie duidelik dat U besig is om ons as 'n familie in Christus by mekaar te voeg, Here. Dit is werklik 'n seën om elkeen hier te ken en om hulle beter te leer ken en om nuwe mense deel te maak van ons geestelike familie, Here, en ons wil U werklik eer daarvoor en ons wil U naam verheerlik deur dit wat ons hier doen, Here. Here, so ek wil U vra vanoggend, begin ons met 'n nuwe toets in Jakobus en hierdie is 'n moeilike toets. Die vorige toetse wat ons gedoen het was moeilik en dit was persoonlik, Here, maar dit is asof Jakobus ons hier na 'n volgende vlak toe gaan vat. So ek wil U werklik vra, Here, om elkeen wat hier sit se hart voor te berei vir U woord, Here, seën U eie woord, Here. Here, seën my ook asseblief dat ek U woorde reg sal gebruik, dat U alleen verheerlik sal word, Here, want U alleen is waardig om verheerlik te word. Amen. Ons gaan lees Jakobus 2, vers 14 tot vers 20, en ek lees uit die woord van die lewende God. Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my 'n geloof sonder dade en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit en hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Tot sover. So ek wil vanoggend begin met 'n stelling. Wat jy doen, wys wie jy werklik is. Hoor mooi. Wat jy doen, wys wie jy werklik is. En ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde gee om hierdie stelling net wys wat ek bedoel met die stelling. En ek gaan vir my en Cindy as 'n voorbeeld gebruik. Ek het 'n paar van julle as voorbeelde gebruik, toe dink ek nee, nou sit ek julle onnodig op die spot. So, as ek en Cindy nou sou trou, en ons nooi julle almal na ons troue toe, en julle hoor ek sê voor almal, ek is lief vir haar, en ek maak 'n belofte om na haar om te sien. Maar dan later in ons huwelik sien julle, ek vloek haar, ek is lelik met haar, dalk slaan ek haar, ek maak oogies vir ander vrouens. Wat wys werklik wie ek is? Die belofte wat ek gemaak het op ons huweliksdag, of dit wat ek doen? Nog 'n voorbeeld, ek en Cindy het voor die hele gemeente beloof dat ons kinders gaan grootmaak in die vrees van die Here. Maar oor 'n paar maande of oor 'n paar jaar sien julle dat ons kinders is nie gehoorsaam nie. Hulle is nie gehoorsaam aan ons nie, hulle is nie gehoorsaam aan God nie, ons kinders het nie dissipline nie. Wat wys wie ek en Cindy werklik is? Die belofte wat ons voor die gemeente gemaak het, of die manier wat ons kinders grootmaak? Laaste voorbeeld. Ek gaan vir 'n werksonderhoud en ek vertel vir die baas wat sy goeie en betroubare werker ek is. En op dit neem hy my in diens. En toe ek begin werk, is ek gereeld laat, ek is lui en ek is nie betroubaar nie. Waar volgens gaan my baas my oordeel? Volgens my onderhoud of volgens die werk wat ek vir hom doen? So hoor nou weer die stelling waarmee ek begin het. Wat jy doen, wys wie jy werklik is. Ek hoop die stelling maak vir julle nou bietjie meer sin. Nou dit is presies waaroor hierdie volgende gedeelte van Jakobus gaan. Hoe jy lewe, wys of jy werklik 'n kind van God is. Nie wat jy sê met jou mond nie. Jou mondelingse belydenis is nie die bewys dat jy werklik 'n kind van God is nie. As ek dit anders te stel, daar is 'n geloof in Jesus Christus wat nie red nie. En daar is 'n geloof in God wat ook nie red nie. Die egtheid van jou geloof word bewys deur hoe jy lewe, nie deur wat jy vir ons vertel nie. 'n Persoon
wat met sy of haar mond bely dat hulle in Jesus Christus glo, maar hulle lewe nie 'n gehoorsame, God-verheerlikende lewe nie, sy geloof is dood. Dis 'n dooie geloof. Met ander woorde, as jou geloof in Jesus Christus nie uitloop op 'n veranderde lewe nie, dan is jou geloof dood. Ware, reddende geloof in Christus sal altyd jou lewe verander. Altyd. Het is onmoontlik dat die gees van die lewende God binne in jou kom woon en daar vind nie verandering plaas nie. Dit is onmoontlik. En hierdie verandering wat plaasvind, sal altyd, julle moet mooi hoor, dit sal altyd gepaard gaan met die sonde in jou lewe. Altyd. Paulus skryf in 2 Timoteus 2 vers 19 hierdie ongelooflike woorde en ek lees dit uit die Nuwe Lewende Vertaling uit vir ons. Maar God se waarheid staan vas soos 'n fundamentsteen met die volgende inskripsie: Die Here ken die wat aan hom behoort en die wat beweer dat hulle aan die Here behoort, moet wegdraai van boosheid. Hoor weer wat sê die vers. Die wat beweer dat hulle aan die Here behoort, moet wegdraai van alle boosheid. So wat is die verandering wat altyd sal plaasvind in 'n ware gelowige se lewe? Wegdraai van boosheid. Met ander woorde, wegdraai van die sonde in jou lewe. Die woord wat ons gebruik om hierdie proses te verduidelik is die heiligmakingsproses. En dis 'n proses wat begin die oomblik wat wedergeboorte plaasvind en dit eindig die dag wat jy sterf. Dit hou nooit op nie. En as jy met jou mond bely, jy is 'n kind van God, en hierdie verandering vind nie plaas nie, dan het jy nie ware geloof nie. Dan is jou geloof dood. Dan het jy 'n geloof in Jesus Christus wat nie red nie. En hierdie is 'n moeilike konsep om te verstaan. Dis 'n baie moeilike konsep om te verstaan. Dis 'n moeilike konsep om te glo, want dit maak nie vir ons sin dat mense in 'n kerk sal sit, hulle is deel van 'n geloofsgemeenskap, maar hulle is nie gered nie. Dit maak nie vir ons sin nie. Ons is so gekondisioneer deur die wêreld en deur die kerk om te dink dat almal wat ietsie heilig sê en almal wat ietsie sê met 'n Christus geer is ware gelowiges. Ons glo hulle sonder enige kondisies. En ons aanvaar dit ook so, want al wat ons vir onsself sê is, hulle glo net anders as ons. Hulle aanbid net bietjie anders as ons. Dis net bietjie anders, dis tog dieselfde God, daar is mos net een God. Dis wat ons geleer word om te dink. Vir die meeste van ons is dit onmoontlik om te dink dat daar mense is wat sê, Here, Here, maar hulle glo nie werklik in die Here van die Bybel nie. Kom ons kyk bietjie om ons. Statistiek Suid-Afrika sê 85.3% van Suid-Afrikaners is Christene. Selferkende Christene. Met ander woorde, daar's vir mense gevra wat se geloof het jy en hulle het gesê ek is Christene. 85.3%. Met ander woorde, slegs 'n klein persentasie van Suid-Afrikaners glo nie in Jesus Christus as Here en Redder nie. Maar kyk na ons land se morele standaard. Kyk na ons dorp en ons omgewing se morele standaard. Glo jy dat daai 85%? Nee, ons kan nie. Ons kan dit nie glo nie. Maar hulle sê Here, Here. En daar's geen verandering in hulle lewe nie. Met ander woorde, hulle het geloof wat nie red nie. Met hulle monde sê hulle Here, Here, maar met hulle lewenstyl wys hulle vir ons 'n heeltemal 'n ander storie. Nou, daar is werklike gelowige mense wat werklik tot wedergeboorte gekom het wat mislei is. Daar is van hulle. Dit lyk asof hulle geloof dood is. Hulle is mislei want hulle sit in kerke wat 'n afgewaterde evangelie verkondig. Julle almal het al van daai evangelie gehoor. Dis 'n evangelie wat hulle vir jou vertel God het 'n mooi plan vir jou lewe. God het 'n goeie plan vir jou lewe. Hulle sê vir jou kom net soos wat jy is. Jy hoef niks te verander in jou lewe nie. Kom net soos wat jy is. God is lief vir jou net so. En dan sê hulle vir jou kom sê hierdie gebedjie op en nooi vir liewe Jesus in jou hartjie in. Welkom in die familie van Christus. Dis die evangelie.
Hulle is mislei, hierdie mense, want hulle ken nie die waarheid nie. Hulle blootstelling aan die kennis van God is net oppervlakkig. Net oppervlakkig. Dis soos Paulus dit beskryf as melkkos. Met ander woorde, hulle is nog babas in hulle geloof. En die hartseer ding is, daar's gelowiges, ware gelowiges, wat vir jare en jare en jare baba gelowiges bly. Hulle bly daar want hulle stel hulle self bloot op 'n konstante basis aan hierdie oppervlakkige prediking. Tot eendag, dan word hulle blootgestel aan die diep leringe van die Bybel, die vaste spys, en dan ewe skielik maak die Heilige Gees hulle wakker. En dan verander hulle lewe. So die belangrike ding hiervan is, ons moet aanhou om die waarheid te verkondig. Paulus skryf, binne seisoen, buite seisoen. Ons moet aan hierdie mense wat die afgewaterde evangelie hoor, moet ons die ware evangelie aan verkondig. Want die realiteit van die saak is, daar's ware gelowiges in elke kerk op hierdie aarde. Elke kerk, selfs in die Rooms-Katolieke kerk, is daar ware gelowiges. Hulle is net eenvoudig so mislei, hulle weet nie eers hulle is mislei. Maar, en hier is 'n baie groot maar, die meeste mense met dooie geloof is nie gered nie. Hulle ken nie die ware God van die Bybel nie. Hulle aanbid 'n God wat ons nêrens in die bladsye van die Bybel kry nie. Hulle dink hulle aanbid die God van die Bybel, maar eintlik aanbid hulle iets wat hulle self opgemaak het. Hulle aanbid 'n God wat aanpas by hulle sondige natuur, wat hulle lewenstyl goedkeur. En hierdie mense aanbid hierdie God asof hy die God van die Bybel is. Hulle aanbid soos ek en jy in Christenkerke. Hulle sing lofliedere, hulle gebruik dieselfde Bybel as ons. Maar hulle gebruik hierdie Bybel buite konteks en hulle gebruik enkel versies om hulle leringe te verkondig. Maar hulle evangelie red nie. Hulle evangelie sê, God het 'n great plan vir jou lewe. Kom soos jy is. Sê hierdie gebedjie op. Dankie dat jy hier was en gaan aan met jou lewe. En dan sien ons jou volgende Sondag weer. Dis die evangelie wat hulle verkondig. En hulle doen dit alles in die naam van Jesus Christus. Die hartseer ding hiervan is, hulle weet nie, hulle is mislei nie. Hulle glo met alles in hulle. Hulle aanbid die God van die Bybel, maar hulle doen nie. Hulle is so oortuig dat hulle die God van die Bybel aanbid, dat hulle geskok gaan wees die dag wat hulle voor Jesus staan. Hulle gaan absoluut geskok wees as hulle voor die regte Jesus staan. En hoe weet ons dit? Want die Bybel sê dit vir ons. Matteus 7 vers 21 tot 23 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Baie sal op daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam demone uitgedryf en in die naam baie kragtige dade verrig nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat wetteloosheid bedryf. Dit is hoe ons dit weet. Hulle weet nie, hulle is mislei nie. Hoor hoe klink hierdie 3 verse in die Nuwe Lewende Vertaling, is bietjie meer grafies. Nie almal wat vir my sê, Here, Here, nie almal wat vir my Here, Here sê, sal in God se koninkryk ingaan nie. Wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Baie sal vir my op die oordeelsdag sê, Here, Here, het ons dan in die naam gepreek en in die naam bose geeste uitgedryf en in die naam baie wonders verrig. Dan sal ek hulle antwoord, julle was nooit werklik my mense nie. Gaan weg van my af. Julle het nie gedoen wat reg is voor God nie. Wat die deurslag sal gee, is of jou geloof jou lewe verander het. Dis wat die deurslag sal gee. Soos wat Paulus in 2 Timoteus 2 geskryf het, draai jy weg van alle boosheid af. Ware geloof in God sal altyd oorgaan na gehoorsaamheid en heiligmaking. Altyd. En as ons net in ons omgewing kyk, mense wat ons ken,
dalk ons vriende, dalk ons familie. Hoeveel van hulle sê dat hulle Christene is? Maar as ons na hulle lewenstyl kyk, dan sien ons openlike sondes, ons sien gewoonte sondes, en ons sien geen veranderde leefstyl nie. Kyk hoeveel kerke is daar in ons omgewing. Kyk hoeveel mense sit elke Sondag in daai kerke. Maar in die week sien jy byna nie 'n persoon wat gefokus is op heiligmaking nie. Jy sien nie mense wat berou het oor hulle sonde nie. Jy sien nie mense wat om vergifnis vra oor hulle sonde nie. Dit is mense met dooie geloof. Hulle het geloof wat nie red nie. En as jy hier sit vanoggend, en jy is dalk skynheilig, deur om voor ons hierdie front van heiligheid voor te hou, maar as jy by die huis is jy 'n ander mens, dan wil ek nou vir jou sê, jy het dooie geloof. Jou geloof sal jou nie red nie. God weet wat in jou hart aangaan. In elke generasie sien ons mense wat dooie geloof gehad het. Selfs in Jesus se tyd, van die begin af. Dink bietjie aan Nikodemus, wat na Jesus toe gaan in die nag. Nikodemus word beskryf as die fariseer van fariseërs. Hy word in Johannes 3 beskryf as die leier van die Jode. En dan sê Nikodemus vir Jesus, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. Maar hoor wat sê hy? Ons weet. Dis nie net hy nie. Dis die fariseërs saam met hom. Hulle almal weet, hulle het dit bespreek. Hulle weet dat Jesus van God af gekom het. Hulle weet dat die wonderwerke wat Jesus gedoen het, van God af kom. Hulle glo dit. Want dit is hoekom hy na Jesus toe gegaan het. Maar hoor wat sê Jesus vir hom? Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. 'n Mens sou dink Jesus sê vir hom, great, nou dat jy hierdie goeders glo van my, is jy welkom in my koninkryk. Jesus sê egter vir hom, jy moet weergebore word. Want Jesus het sy hart geken. Nikodemus het al hierdie goed van Jesus geglo, maar hy het nie in Jesus geglo nie. Hy het nie geglo Jesus is die seun van God nie. Nikodemus het geloof gehad wat nie gered het nie. Daar was baie mense wat Jesus gevolg het in sy 3 jaar van sy bediening. In Johannes 2 vers 23 lees ons, toe Jesus tydens die Pasga in Jerusalem was, het talle die tekens gesien wat hy gedoen het en in sy naam geglo. Hulle het die tekens gesien, toe glo hulle in sy naam. Maar hoor wat skryf Johannes in die volgende vers. Maar Jesus het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy alle mense ken. Jesus het nie hulle geloof vertrou nie, want hy het geweet wat in hulle harte aangaan. In Johannes 6 lees ons die verhaal waar Jesus die visse en die brood vermeerder het. En in vers 14 staan daar, toe die mense die teken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom. Die mense het die wonderwerk gesien en hulle was so impressed geweest dat Jesus vir hulle kos gemaak het. Hulle wou hom gryp en hom koning maak. Nie omdat hy die seun van God is nie, maar omdat hy vir hulle kos gemaak het. Dit wat hulle uit hom uit kon kry. In Johannes 8 lees ons dat Jesus besig is om mense van homself te leer. Onder andere sê Jesus vir hulle dat hy van bo is en hulle is van onder. En dan in vers 30, terwyl hy hierdie dinge sê, het baie in hom geglo. En toe gebeur hierdie gesprek. Toe het Jesus vir die Jode wat hom geglo het gesê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham, en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan u sê, julle sal vry word? Hierdie mense het in Jesus geglo, tot daar sprake gekom het van gehoorsaamheid. Tot daar sprake gekom het van commitment. Toe glo hulle nie meer nie. Toe die gesprek begin gaan in die rigting van sonde opgee en onderdanigheid, toe verander hulle geloof. Nou as ons nou terugkyk, dan lyk dit vir ons asof die mense in Jesus se tyd geglo het in hom, want hulle kon iets uit hom uitgekry het. Hulle kon wonderwerke uit hom uitgekry het. Dis 'n kwessie van, wat kan Jesus vir ons doen? En is dit nie vandag dieselfde nie? Is dit nie ook die kwaal van die Christenkerk vandag nie? Hoeveel mense ken jy, wat as hulle oor Jesus praat, alwaaroor hulle kan praat is die seëninge. Alwaaroor hulle praat is
die wonderwerke, profetiese woorde, hierdie ervarings wat hulle gehad het van Jesus. Dis alwaaroor hulle praat. Maar hierdie selfde mense se lewens lyk soos die wêreld. Selfs daai wonderwerke en daai ervarings wat hulle ervaar, is nie kragtig genoeg om hulle lewens te verander nie. Net soos in Jesus se tyd, het die wonderwerke kan nie jou lewe verander nie. Dis net die evangelie wat jou lewe kan verander. As ons teruggaan na Johannes 6 toe, dan sien ons dat Jesus die mense leer dat slegs hy die brood van die lewe is. En dat daar geen ander weg na die Vader toe is nie. En dan in vers 60, en baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woorde is hard. Wie kan daarna luister? En dan vers 66, hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe daar weer eens sprake kom van gehoorsaamheid en gedragsverandering, wat beteken jy moet iets opgee, toe draai die mense weg. Sodra daar sprake is van selfverloning, dan glo mense nie meer in die Jesus van die Bybel nie. In Johannes 14 vers 21 sê Jesus, wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my lief het. So hierdie mense wat geloof het, wat nie red nie, het die gebooie, hulle het Jesus opdragte, maar hulle onderhou dit nie. Jesus het oor en oor en oor in sy 3 jaar bediening mense geleer dat intellektuele geloof in God nie genoeg is om jou te red nie. Om te weet daar's 'n God en om te weet Jesus het gelewe en om te weet Jesus is gekruisig en om te weet Jesus het opgestaan en om te weet Jesus het opgevaar na die hemel toe, beteken nie jy's 'n kind van God nie. Glo jy dit? Onderwerp jy jouself aan Christus? Intellektuele geloof beteken niks nie. As daai geloof nie wortels skiet in jou hart nie, dan beteken dit niks. As daai wortels in jou hart nie verandering in jou lewe teweegbring nie, dan beteken daai geloof van jou niks nie. Dis dooie geloof. Dink bietjie aan die gelykenis van die saaier. Die saaier het saad gesaai en die saad het op 4 tipe grond geval. En die enigste tipe grond wat iets voortgebring het, was die goeie grond. En wat het die goeie grond voortgebring? Goeie vrug. As jou geloof in Jesus Christus nie vrug voortbring nie, dan is jou geloof dood. Hoor het Johannes dit beskryf in 1 Johannes 3 vers 7 tot 10. Kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie doen wat reg is regverdig soos hy regverdig is. Wie sonde doen, is uit die duiwel, omdat die duiwel van die begin af sondig. Hiervoor het die Seun van God verskyn om die dade van die duiwel te vernietig. Elkeen wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly en hy kan nie meer aanhou sonde doen nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Wie nie doen wat reg is nie, is nie uit God nie. Dieselfde geld vir iemand wat nie sy broer liefhet nie. Hiervoor het die Seun van God verskyn om die dade van die duiwel te vernietig. Wat is die dade van die duiwel? Sonde. En dan tweedens, wie nie doen wat reg is nie, is nie uit God nie. Jou Christenlewe gaan nie oor wat jy sê nie. Dit gaan nie oor jou mondelingse belydenis nie. Dit gaan oor wat jy doen. Dit gaan oor jou lewenstyl. Jou elke dag se lewenstyl. Is jou lewenstyl regverdig voor God? Dra jy vrug wat pas by jou bekering? Het jy 'n geloof in Jesus Christus wat jou lewe verander het? Nie net oppervlakkig wat ons kan sien hier op Sondag nie, maar het hy werklik jou lewe verander? Is daar 'n verandering in jou lewe wat die mense by jou huis kan sien? Die mense wat lief is vir jou, die mense wat elke dag in jou teenwoordigheid is, kan hulle die verandering sien? Indien nie, is jou geloof dalk nie reg nie. En is dit nie wonderlik dat ons nou in hierdie tyd van ons gemeente op hierdie stadium hierdie skrifgedeelte bespreek nie? Hierdie gedeelte wys vir elkeen van julle wat aansoek gedoen het vir lidmaatskap, hoekom lidmaatskap vir ons belangrik is. Hoekom ons dit so ernstig opneem. Ons gaan nie net na jou mondelingse belydenis luister nie. Ons gaan nie net luister na wat jy vir ons sê nie.
Ons gaan ook nie net kyk of jy elke Sondag kerk toe kom nie. Want dis ook nie die bewys dat jou geloof eg is nie. Ons wil jou ken. Ons wil jou karakter leer ken. Ons wil tyd met jou spandeer. Ons wil seker maak jy het geloof wat red. En as jy nie geloof het wat red nie, wil ons jou lei in die waarheid. Ons wil jou bedien met die ware evangelie van Christus. Dis elke lidmaat van hierdie gemeente se verantwoordelikheid om seker te maak ons neem slegs mense op as lidmate wat reddende geloof het. Christus het ons met 'n verantwoordelikheid gelos om die bruid van Christus suiwer te hou. En dis hoekom ons nie haastig is om mense op te neem nie. Dis hoekom ons tyd vat. Ons is glad nie haastig nie. Ons wil jou graag leer ken. Want dis vir ons, net soos wat dit vir ons belangrik is om seker te maak jy het reddende geloof, is dit vir ons belangrik as jy nie reddende geloof het nie, om aan jou die evangelie te verkondig, sodat God in jou genade kan toon. So, met al hierdie eer ek God se timing, se perfekte timing met hierdie boodskap, en die plek waar ons gemeente is. Het jy geloof wat red? Het jy geloof wat jou lewe verander het? Het jou geloof vrugte voortgebring in jou lewe? Toets jou eie geloof teen hierdie vraag. En moet nou nie dink aan jou man of jou vrou nie. Dis nie waaroor hierdie toets gaan nie. Jy moet nie na jou man of jou vrou se geloof of jou boetie of jou sussie of jou ma of jou pa se geloof toets nie. Toets jou eie geloof. Hierdie is vir jou en vir my. Daar's iets wat jy egter moet weet. En hierdie is krities belangrik. Die vrug wat jy gaan dra niks by tot jou redding nie. Dit dra niks by tot jou redding nie. Jou goeie en rein lewenstyl gaan jou nie in die hemel kry nie. Wat het jy bygedra toe jou moeder aan jou geboorte gegee het? Niks nie. Niks nie. Net so kan jy niks bydra tot jou wedergeboorte nie. Jy het niks by te dra daaraan. Jy kan niks doen vir wedergeboorte nie. Jy moet onthou wat Efesiërs 2 vers 18 sê. Want uit genade is jy gered, deur geloof. En juist dit kom nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God. Dit kom nie uit goeie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Jou geloof is 'n geskenk van God af. Met ander woorde, as jy hier sit vanoggend en jy is 'n kind van God, dan is dit omdat God aan jou genade getoon het. God het jou gekies. Jy het nie vir God gekies nie. God het jou gekies. En God het in sy goedheid en sy wysheid besluit om aan jou genade te toon en om jou hart te verander. En omdat jy hierdie geskenk van geloof ontvang het, glo jy nou aan Jesus Christus as Here en Redder. En omdat jy glo, sal die nagevolg vrug wees. Die vrug kom na geloof. Reddende geloof sal altyd 'n veranderde lewe bewerkstellig. Jy kan nie goeie werke doen om in God se goeie boekies te kom nie. Jy het geen vermoë om in God se goeie boekies te kom nie. Geen vermoë nie. Daar sal tye in jou lewe wees wat jou vrug dalk nie so mooi gaan wees nie. Daar sal ook tye in jou lewe wees wat jou vrug dalk ook nie so gereeld sigbaar sal wees nie. Maar die Heilige Gees sal jou altyd teruglei na jou vrug toe, na die vrug in jou lewe toe, altyd. Die Heilige Gees sal jou altyd teruglei na vrug wat by jou bekering pas. En dit is wat Paulus bedoel het toe hy Filippense 1 vers 6 geskryf het. Juis hiervan is ek oortuig, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot die dag van Christus Jesus. As jy werklik 'n kind van God is, sal God jou nooit los nie. Nooit nie. Daar sal seisoene in jou lewe wees wat jy dalk afdwaal. God sal jou altyd teruglei na hom toe. En God sal mense gebruik, meeste van die tyd, om jou terug te lei na hom toe. As jy 'n wedergebore kind van God is, sal die trant van jou lewe altyd goeie vrug wees. En dis die toets wat ons hier kry aan die einde van hoofstuk 2. Die toets van dooie geloof
teenoor lewende geloof. Die realiteit is dat Satan van die begin af ons geloof in God kom beïnvloed het. En ons sien dit met die gesprek van Adam en Eva. Het God dit regtig gesê? En is vandag nog presies dieselfde. Het God regtig gesê, Jesus is die enigste weg? Het God regtig gesê, dat die Bybel is sy geïnspireerde woord? Het God regtig gesê, hierdie is die manier wat hy aanbid wil word? Het God regtig gesê, dat jy gehoorsaam moet wees? Jesus het reg deur sy bediening gepreek, sodat mense nie dink, hulle is gered nie. Dit is hoekom Jesus regheid en harde woorde gepreek het. Hy wou seker maak, die mense wat hom volg, is seker van hulle geloof. Hy wil dit seker maak. En dis ons doel ook. Ons wil seker maak as jy hier sit, weet jy, jou geloof is eg. Want jy kan weet of jou geloof eg is. Dis waaroor hierdie hele brief van Jakobus gaan. Toets die egtheid van jou eie geloof. Hierdie was net 'n inleiding op die volgende gedeelte van Jakobus. Hierdie was net om 'n fondasie te lê van dat jy kan weet daar's werklik iets soos geloof wat nie red nie. Want dit is 'n moeilike konsep. Dis werklik 'n moeilike konsep. En ek weet julle gaan uitgaan hier en julle gaan na julle vriende, na julle ouers, na julle broers, na julle susters se geloof kyk en julle gaan vra en julle gaan wonder. En dis goed. Bid vir hulle. As jy twyfel of hulle geloof het wat red, verkondig aan hulle die evangelie, die waarheid van Christus. Romeine 1 vers 16 sê dit is al wat hulle kan red. Nie mooi praatjies nie, nie sagte praatjies nie, nie wees net lief vir hulle nie. Verkondig die evangelie, dis al wat ons kan red. Volgende week gaan ons kyk, wat sê Jakobus, hoe kan ons onderskei tussen dooie geloof en lewendige geloof? Kom ons bid saam. Here, dis moeilik om te lees uit die woord uit en te wonder. En te wonder of my geloof eg is, Here. Te wonder of die mense om my se geloof eg is. Here, maar uit die wonderlike genade uit, gee U vir ons riglyne. U gee vir ons hierdie toetse in hierdie brief van Jakobus en ons kan sien, Here, ons kan geloof toets en ons eer U daarvoor. Here, gaan met elkeen van ons dat ons eie geloof sal toets, Here. Dat ons nie vereers, nie te veel sal bodder met die mense om ons nie. Here, dit is duidelik in die woord dat U sê, die Heilige Gees sal ons oortuig van ons geloof. Here, gee vir ons die oortuiging asseblief. Gee vir ons die vaste vertroue dat U ons God is. Dankie dat U ons waardig genoeg ag, Here, om vir ons eerstens die woord te gee en dan om ons harte te verander, Here, sodat ons onsself kinders van die lewende God kan noem. Dankie dat U ons waardig genoeg ag om hierdie boodskap te hoor, Here, om hierdie toetse te hoor, sodat ons kan seker maak ons geloof is eg, Here. En daar waar ons krake in ons eie geloof kry, Here, gee vir ons die wysheid en die insig om aan daardie krake te werk, Here. Deur gebed, deur Bybelstudie, deur om met mense te gesels wat dalk geestelik meer volwasse is as ons, Here. Here, gaan met elkeen van ons dat ons nie te trots sal wees om te vra nie, Here. Dat ons sal vra vir leiding, dat ons sal vra vir gebed en dat ons sal groei in ons geloof, want dit is wat U verheerlik. Here, gaan met ons gemeente, dat ons 'n gemeente sal wees wat vrug sal dra van ons redding, Here. Here, dat ons vrug sal dra in hierdie omgewing, dat mense na ons sal kyk en sê, hulle aanbid die ware God van die Bybel. Here, gebruik ons gemeente, gebruik elkeen van ons, Here, om mense te trek na U toe, dat ons hierdie evangelie kan verkondig aan elke mens wat oor het, Here. Here, ons eer U vir die geleentheid, Here, ons loof en prys U vir U goedheid, vir U genade, Here. En ons loof en ons prys U vir U wonderlike seun, Jesus Christus. En ons vra U ook al hierdie dinge in U seun Jesus Christus se naam. Amen.